Goeienaand, ek is Monty Elof van Lewende Waters Bediening en ons is besig om met u te praat oor vrae rondom die Heilige Gees. Die Heilige Gees is natuurlik die derde persoon in die Godheid, Vader, Seun en Heilige Gees. Soos ek vir verlede week gesê het, is daar nou al mense wat praat van nie meer van 'n drie-enige God nie, maar van 'n twee-enige God. Toe ek die persoon vra nou, maar hoekom sê jy dit? Toe sê hy, want daar word nooit iets eintlik van die Heilige Gees in die kerk gesê nie. Ons sê ja, die Heilige Gees is teenwoordig, die Heilige Gees moet die diens seën of die Heilige Gees moet die persoon seën, maar ons hoor nooit iets van die Heilige Gees nie. So ons moet maar versigtig wees, want die Heilige Gees is net so belangrik, hy is die derde persoon in die Godheid en hy is net so belangrik. Nou elke week is hierdie lerings beskikbaar op DVD en jy kan dit direk van my bestel. Skakel gerus die nommer wat onder op die skerm nou verskyn en ons sal dit tot u beskikking stel. Ek het 'n boekie met 43 vrae en antwoorde oor die Heilige Gees. Hy is beskikbaar teen R40 plus R12 posgeld. Al die vrae wat u oor die Heilige Gees wil vra, is in hierdie boekie beskikbaar. So kry dit gerus en u kan dit dan gebruik. Maar u kan ook die DVD's dan nou kry. Nou, vraag 1 wat ons behandel het was, wat is die doop met die Heilige Gees? En ons het 'n breedvoerige uiteensetting daarvan gegee, wat die doop met die Heilige Gees is. En vanaand gaan ons met u praat oor die tweede vraag, en dit is, waarom is die doping met die Heilige Gees noodsaaklik? Nou, Jesus het die doping met die Heilige Gees so belangrik geag, dat hy sy disippels beveel het om in Jerusalem te wag, totdat hulle aangedoen is met krag uit die hoogte. Ek wil jy moet mooi verstaan, die Engels sê daar, he commanded his disciples. Hy het hulle 'n bevel gegee. Nou, ons oukies wat nog in die weermag was, weet presies wat 'n bevel is. Jy vra nie, jy soebat nie, jy smeek nie, jy praat nie mooi nie, jy stel nie voor nie, jy gee 'n bevel, en die persoon wat die bevel kry, moet spring. Nou, Jesus het sy disippels bevel gegee. Ons lees saam uit Handelinge 1 vers 4 en 5, en toe hy nog saam met hulle was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Met ander woorde, hy het hulle 'n beveel om te gaan wag. Nou, daar is verskeie redes waarom die Heilige Gees belangrik is, en veral in ons dag. Ek gaan so 'n paar van hulle vir u opnoem. En ek wil jy moet met 'n oop kop daarna luister, want daar is mense wat glo, as jy weergebore is jy klaar gedoop met die Heilige Gees. Ek gaan nou nie weer daardie grond dek nie, u kan my boekie kry, of u kan die vorige DVD kry waarin ons dit mooi verduidelik. Dat die wedergeboorte is nie die doping in of met die Heilige Gees nie. Nou, ek wil 'n paar redes vir u gee, hoekom dit belangrik is, dat ons as weergebore kinders van God, die doping met of in die Heilige Gees moet ontvang. Dit is slegs deur hierdie hemelse gawe wat ons krag ontvang, wat ons leiding ontvang, waarin ons verander word, sodat ons in eenheid met Christus kan lewe. Want u sien deur die doping met die Heilige Gees, en ek verduidelik dit baie keer so, dat as jy 'n bottel met water neem, jy maak hom half met water, en jy gooi dit in 'n dam, dan gaan daai bottel sink tot op die vlak waar die water is, hy verplaas sy eie gewig, en hy dryf in die water. Hy het water binnekant, hy het water buitekant, maar die bottel dryf nog, en 'n gedeelte van hom steek nog uit. Maar wanneer jy daai bottel vat, en jy hom onder die water trek, sodat hy vol loop, en jy los hom, dan sink hy, dan is hy binne met water gevul, hy is buite met water gevul. Nou wat eintlik beteken is, dat wanneer ons met die Heilige Gees gevul is, laat ons toe, dat die Heilige Gees oorneem in ons lewe. Onthou, die Bybel sê ook, die Gees is aan die profeet onderworpe, want ons het 'n gees, siel en liggaam, God woon deur sy Gees in ons gees, maar hierdie ou verstand en hierdie liggaam is my vyandige gesind, dis die vlees waarvan Paulus praat, hulle staan teenoor die Gees, en jy kan nie doen wat jy wil nie. Maar wanneer jy voller word van die Heilige Gees, en jy toelaat dat God se Gees in en deur jou werk, dis wanneer God ons dan kan gebruik, en sy Heilige Gees dan werk in ons lewe. Nou, ons ontvang krag.
om sy wil en werk te doen en te groei na sy beeld. Want u sien, ons moet groei na die beeld van Christus. En om op hierdie aarde 'n effektiewe getuie te wees, moet ons gevul wees met die Heilige Gees om daardie krag te ontvang. Tweedens, as Jesus op die aarde gebly het tot vandag toe, met al sy krag om elke mens te genees wat hy aanraak, en met al die almag en die wonders en tekens wat hy gedoen het, sou hy slegs op een plek per keer kon wees. Ek dink jy stem saam met my daar, want hy was in 'n menslike liggaam. Hy was beperk tot sy liggaam. Hy kon net op een plek op 'n slag wees. Hy kon net een mens per slag bedien. Dis die beperking. Mense sou mekaar letterlik vertrap het om by hom uit te kom, en dit ook gebeur, want die woord van die Here leer vir ons, oral waar hy gaan, het was 'n skare. Daar was duisende mense wat saam met hom beweeg het. By geleentheid het hy vir 5000 manne kos gegee. Dis sonder die vroue en die kinders. So kom ons kyk, as elkeen 'n vrou gehad het, dan is dit al 10.000, elkeen een kind gehad, is dit al 'n skare van 15.000 mense wat saam met hom beweeg daar langs die see van Galilea. So as hy moes geleef het vandag nog, sou hy vertrap gewees het. Maar hy het egter opgevaar na sy Vader, en hy het vir sy disippels die Heilige Gees gestuur om by hulle te kan bly. Dan lees ons nou in 1 Johannes 14 vers 16, hy sê, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee. Daardie ander trooster ook is die Parakletos, een wat langs die geroepene staan. Dit beteken ook, ons sal iemand anders te stuur wat net soos ek is, om by julle te bly tot in ewigheid. Vers 17, en die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien nie, en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Met ander woorde, ons ontvang die Heilige Gees, ons is reeds weergebore, so ons ken hom, en hy sal by ons bly en in ons wees. Nou is hy alomteenwoordig en werk hy deur sy volgelinge. Hy werk nou deur jou en my, geesvervulde mense. Maak nie saak waar ek in die wêreld beweeg het nie, en ek was al in oor meer as 30 lande in die wêreld wat ek besoek het, en baie het ek bedien. En daar het ek uitgevind dat God se Gees is dieselfde Gees. Dieselfde Gees wat werk in Suid-Afrika is dieselfde Gees wat werk in Amerika. Dis dieselfde Gees wat werk in Indonesië. Dis dieselfde Gees wat werk in Indië. Oral waar ek bedien het, is dit dieselfde Heilige Gees. En weet jy wat so interessant is? Daardie kinders van die Here, jy's maar 2 of 3 of 4 dae by hulle, partykeer 'n week saam met hulle. Maar as jy weggaan van hulle af, is dit soos jou eie familie wat jy laat staan. Ons het partykeer op die lughawe gestaan en huil, dat die trane loop asof ons familie is wat jare al saamkom en ken ons mekaar 'n week. Maar daardie band van liefde deur die Heilige Gees het ons aan mekaar gebind. En nou sê Markus 16 vers 16 tot 18 vir ons, hy sê, hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. Maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdrywe, met nuwe tale sal hulle spreek, slange sal hulle opneem, en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal die hande lê, en hulle sal gesond word. Met ander woorde, ek en jy is nou kanale, instrumente waardeur God kan werk. Want hy sê vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Het jy geglo? Ja, jy het jou bekeer. Het jy geglo? Ja, jy's gedoop met die Heilige Gees. Nou is jy 'n kanaal, nou is jy 'n instrument. Vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. So met ander woorde, jy is nou 'n kanaal waardeur God se Gees kan werk. Derdens, die Heilige Gees oortuig van sonde, geregtigheid en 'n oordeel. Ons lees dit in Johannes 16 vers 8. En hy help ons om die wêreld en sy begeerlikhede te oorwin. Onthou nou, hy oortuig jou van sonde, van die geregtigheid en van die oordeel. En daarom wil ek vanaand ook vir u sê, wanneer jy met mense deel, moenie vir mense sonde preek nie. As hy 'n sondaar is, gaan hy in alle geval nie jou boodskap aanvaar nie. Geef vir mense liefde, geef hulle liefde, laat die Heilige Gees van God uit jou uitstraal. Baie keer dan sê mense vir my,
ek het met iemand gepraat, maar weet jy, terwyl ek met hom praat, het ek gevoel hoe my hele lyf besig is om hoendervleis te word. Dis die salwing van die Heilige Gees wat op jou rus. Dis die salwing van die Heilige Gees wat deur jou werk. Het jy al vir iemand gebid en gesien hoe dat die trane begine loop as jy met hom praat? Dis nie jy wat so wonderlik is nie. Dis God se Gees wat besig is om 'n oortuigingswerk in sy lewe te doen en besig is om die verandering te bring. Sien ek en jy wat so wonderlik is nie? Dis God se Gees. Maar preek jy nou vir 'n persoon en sê vir hom jy so groot sondaar en jy moet dit laat staan en jy moet dat laat staan en jy moet eers dit regmaak en jy moet jou lewe aan die Here gee. Al wat jy doen is jy vryf hom verkeerde kant toe op. Hy gaan net nou vir jou kwaad word en as jy langer aanhou gaan hy jou dalk sleg sê en miskien dalk nog uitvloek ook. Onthou, dis die Heilige Gees wat die oortuigingswerk doen. Oortuig van sonde, van geregtigheid en van 'n oordeel. En hy help ons nie net om die wêreld en die begeerlikhede te oorwin nie, maar ook om 'n getuie te wees. Vierdens, dit is deur die krag van die Heilige Gees wat ons gelei word in die hele waarheid. Die Heilige Gees maak die woord vir ons oop. Johannes 16:13 sê vir ons, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Met ander woorde, die Heilige Gees wat kom van die Vader, wat gestuur is deur Jesus Christus, sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor by die Vader en by Jesus, dit sal hy spreek en toekomstige dinge aan ons verkondig. Hoe sal die toekomstige dinge verkondig word? Deur die profetiese woord wat uitgespreek word. So, die Heilige Gees lei ons in die hele waarheid en die Heilige Gees help ons ook om die waarheid te profeteer. Dis waarom hulle sê, as 'n profeet se woorde nie uitkom nie, is hy 'n valse profeet. Maar ek wil ook vir u sê, dit gebeur partykeer dat dit jare neem voordat 'n profetiese woord uitkom. Hy sê, en sodat ons kan kom tot die kennis van die volheid van God in Christus Jesus ons verlosser. Met ander woorde, dat ons tot die volheid van God se heerlikheid kan kom deur Christus Jesus en in Christus Jesus. Efesiërs 4 vers 13 lees ons, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Met ander woorde, die Heilige Gees help jou en my om te groei in ons gees en sterker te word, om ons geestelike kapasiteit groter te maak. Baie mense se geestelike kapasiteit is 'n ou vingerhoedjie. Andersinne is 'n glas vol. Ander het 'n groot 200 liter kan. Ander een se kapasiteit is sommer 'n 5000 liter kan. En dan sê mense baie keer vir my, ag asseblief, dok, sal jy saam met my bid? Ek het nou nie jou soort van geloof nie, maar bid vir my dat die Here my meer geloof sal gee. Nou, ek kan nie vir u bid om meer geloof te kry nie. U moet u kapasiteit vergroot deur die woord te lees, deur God te glo en te vertrou. En ons lees in Romeine, sê hy vir ons, die geloof is uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. Want ons moet die woord hoor, ons moet die woord inneem en so groei in ons geloof. Daar kom daar wat ek ook partykeer moedeloos raak. Ek glo ek is 'n positiewe mens. Ek glo ek praat nogal redelik positief. Maar daar kom daar wat ek ook partykeer voel, die hele wêreld rus op my. Daar kom daar wat ek ook partykeer voel, ek kan net gaan sit soos ou Elia en onder die bos sit en huil en my lot bekla. Maar weet jy wat? Dan versterk ek my in die Here. Dan vat ek die woord van God, dan begin ek die woord te lees, dan sien ek hoe dat hierdie God van die onmoontlike moontlik maak. En ek lees in die Ou Testament, hoe dat God gedeel het met manne soos Samson, om gebruik het om die Filistyne lam te slaan. Ek lees van Dawid, wat 'n reus Goliat met 'n klippie neergevel het. Ek lees van Josafat, wat nie eens geveg het nie, hy het sy weermag opgestel, en hulle het begin sing, en toe hulle sing, toe stel God self die hinderlaag op. En wanneer ek dit lees, dan begin dit my te seën. Dan word ek sterker in die Here, dit bou my geloof. En wat gebeur met my? Ek is besig om te groei tot 'n volwasse man in Christus. En dis wat God wil hê. Hy sê, kom tot die
mate van die volle grootte van Christus Jesus. Vyfdens, die Heilige Gees lei ons nie net nie, maar hy leer ons. Onthou die Heilige Gees se leermeester. Baie mense, ja, maar hoe leer die Heilige Gees 'n mens? Wel, kom ek vir u sê, ek het in situasies beland, waar ek nie geweet het wat die oplossing is nie. Wat ek nie geweet het, wat om te antwoord nie. Wat ek nie geweet het, wat moet ek nou sê nie. En dan hier in my hart, veral as ek tussen mense is, begin ek bid. Ek sê, Heilige Gees, U is die ewige Gees van God. Al die kennis en mag is by U. En ek bid nou, dat U my sal help in hierdie situasie. Ek bid nou, leer my asseblief, wat moet ek doen? En die volgende oomblik kom 'n gedagte by my. En ek begin dit uit te spreek. Of daar kom net 'n openbaring. En ek begin te sê wat die Here vir my sê. Dat mense agterna kom en sê, waar het jy dit gekry? Hoe het jy dit geweet? Ek het dit nie geweet nie. Die Heilige Gees het my geleer in daardie oomblik. Jy sien, dit is so noodsaaklik dat ons lewe en wandel deur die Gees. Die woord sê vir ons, hy waarsku ons. Die Heilige Gees waarsku ons. Partymal kom ons op 'n situasie waar jy by 'n plek wil ingaan en jy voel net grillerig, jy voel net nee, ek moet nie nou hier ingaan nie. Ek moet nie nou dit doen nie. En dan agterna hoor jy dat daar 'n groot probleem was of 'n situasie en jy sou binne in dit gewees het. Maar die Heilige Gees het jou betyds gewaarsku. Ek wil vir die besigheidsmanne wat vanaand kyk en die besigheidsvroue wat kyk vanaand sê, vertrou die Heilige Gees in jou besigheid. Weet jy, partymal kom daar 'n situasie jou pad langs, waar jy miskien dalk 'n klomp geld kan maak, of partykeer geld gaan verloor. En hier in jou binneste praat die Heilige Gees met jou en sê, laat staan, moenie vat nie, beweeg weg. Stop net. Luister na die Heilige Gees, want hy waarsku jou, en as jy luister, gaan dit tot jou voordeel dien. Die Heilige Gees moedig ons ook aan. So dikwels as ek partykeer moedeloos is of lam is, dan begin die Heilige Gees hier in my binneste te werk. En die Gees van die Here sê, kom my kind, gaan aan. Môre is nog 'n dag, môre skyn die son weer. Het gaan nie altyd nag wees nie. Nag is nou donker, maar môre skyn die son. Weet jy, dan begin ek God te prys en ek begin God te loof en ek begin God se naam groot maak. Ek voel nie so nie. My kop, my verstand, my liggaam wil gaan lê. Ek wil eintlik huil. Ek wil eintlik kla, ek wil eintlik murmureer. Maar die Heilige Gees moedig my aan en sê, hou aan, jy's amper op die einde, jy's amper daar, jy's byna by die wenpaal. En dan staan ek op en ek gaan aan. Die Bybel sê die Heilige Gees versterk en vertroos ons. Heilige Gees is ook 'n trooster. Ons het so ongeveer 6,5 maande gelede ons tweede oudste dogter Almarie aan die dood afgestaan. Sy is oorlede in Amerika aan leukemia. Dit was 'n geweldige slag vir ek en my vrou en ek kry nog steeds moeilik om daaroor te praat. Maar weet jy, die Here het ons bonatuurlike krag gegee. Die Heilige Gees het ons vertroos. Jy kan nie met iemand empatie hê as jy nog nie 'n kind verloor het nie. Ek het baie keer vir mense gesê, my innige simpatie. Maar ek het intussen nou al my ouers verloor, my skoonouers verloor. Ek het al 3 broers verloor, almal begrawe, hulle swaar verloor. So ek kan met sulke mense al begin empatie hê. En nou, in die begin van die jaar, my dogter verloor. En nou eers kan ek voel, hoe voel iemand wat 'n kind verloor het? En ek wil vanaand vir u sê, terwyl jy kyk na hierdie uitsending, miskien het jy 'n geliefde verloor. Jou dogter, jou seun, jou pa, jou ma of iemand. Weet, daar's vertroosting in die Heilige Gees. Weet, daar's vertroosting in Jesus. Weet, daar's vertroosting in God. Vader, Seun en Heilige Gees woon deur die Heilige Gees in jou lewe en kan jou vertroos en versterk. Weet verseker, môre gaan die son weer skyn. Ek kan hierdie lys baie langer maak, maar na mate jy geestelik groei, sal jy nog baie meer werkinge van die Heilige Gees in jou lewe ontdek. Die Heilige Gees is so noodsaaklik. Kom ons bid saam.
Vader, ek dank U vir die Heilige Gees. Ek dank U vir die doping met die Heilige Gees. My gebed vanaand is dat manne en vroue sal dors na die invulling, dat hulle sal smag daarna om gevul te word met die Heilige Gees. En hulle wat reeds gevul is met die Heilige Gees, dat U hulle sal leer en hulle sal lei en hulle sal onderrig en hulle sal help en bystaan in die wonderlike naam van Jesus. En ek dank U daarvoor. Amen. As U dalk belangstel, kan U hierdie boekie van my bestel, 43 vrae en antwoorde oor die Heilige Gees. Ons behandel al hierdie vrae volledig in hierdie boekie. En as U graag ook gedoop wil word met die Heilige Gees, U het nog nie daai ondervinding gehad nie, kan U my boekie, Hoe om die doop in die Heilige Gees, bestel, as ook 'n DVD. Pryse is beskikbaar op aanvraag. Kyk maar gerus die nommer onder op die skerm en skakel dit en word vol van die Heilige Gees. Mag die Here U seën. 'n Rustige nag. Volgende week, selfde stasie, selfde tyd. Kruiskyk. Goeie nuus in jou taal. Goeie nag.